Nou ja, almal weer hartlik baie welkom hier by Kuier om die Woord. Besig met Jesaja en ons gaan begin by vers 15. Pastoor Mempie, jy wil iets sê? Wat ons laas gesê het is, julle nuwe maane en julle feestydde haat my siel. Daai nuwe maane het ons van gepraat. Van mense wat, kyk, waar is die maan nou? O, die maan is nou daar. O, nou is dit tyd vir dit. Ons is nie gepla oor die maan of die son of die sterre nie. Of tye. Of tye nie. Ja. Ons neem dit nie waar nie, want ons sien net een persoon raak en dis Jesus Christus. Ja, en hy is altyd Amen. nou, hy is binne in ons. Yes. Die koning van die nuwe hemel koninkryk wat nou binne in ons is hy die koning en sy heerskappy is 'n heerskappy van liefde. En dit gebeur nou. So al wat jy moet doen, raak stil in Christus en wees dit net wat jy klaar is. Jy is vol liefde, blydskap, vrede en vriendelikheid. Daai krag is binne in ons inherent. Nou, om tye nie waar te neem nie, is om die hele tyd in sy teenswoordigheid te wees. Sy teenswoordigheid is tydloos. Stem julle saam? Ja, maar pastoor, ons is tydsgebonde. As jy wil wees, hoekom wil jy tydsgebonde wees? Nee, leef in die Ek oomblik. stem saam, jou ou lyf is tydsgebonde, ja, die Ja. horlosiekie tik, né? Maar weet jy wat, in die gees is jy nie tydsgebonde nie. Amen. Jy is ewig in Christus. Amen. So, dis nogal 'n oulike stelling daai, om Want nie God na is tydloos. tye waar te neem nie. Nou vandag, moderne kerk, baie van hulle, nie almal nie, is so bewus, maak die arme mensie so bewus van die tye, die laaste dae. Nou ja, ons het 'n hele pragtige studiestuk oor die laaste dae. Dis deel van die Daders van die Woord skool, gereedskap, kaartjies wat ons vir julle gegee het, oor die laaste dae. En daar het ons gesien 2 groot bewyse van die laaste dae. Wanneer was die laaste dae, die tydsberekening? Dan sien ons in Handelinge hoofstuk 2, en staan Petrus op onder die salwing, invloed van die Heilige Gees, en dan sê hy, mense, hierdie fenomena wat nou hier gebeur het, verbaas julle nie daaroor nie, want dis soos die profeet Joël gespreek het, in die laaste dae sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Dit praat hy toe nou pas nadat die Heilige Gees uitgestort is. Yes. So wanneer is die Heilige Gees uitgestort? In die laaste dae. Wanneer? 2000 jaar gelede. En dan Hebreërs hoofstuk 1 is die tweede bewys wat hy sê, Jesus se koms is eintlik in die laaste dae gewees, want hy sê dit so pragtig, hy sê in die ou dae het God met die mens gepraat deur die profete. Ja. Maar nou is die profetiese boeke vervul in Christus Jesus. In die laaste dae, sê almal weer laaste dae? Laaste dae. So staan dit in Hebreërs 1 vers 1. Sal hy met ons spreek deur die Seun. Wanneer was Jesus hier? Meer as 2000 jaar gelede. Toe het ons almal in die 3 dae kruisoperasie ingeneem en hy het uiteindelik gesê die werk is voltooi. Die werk wat ek en jy nooit kon voltooi nie. So weet jy wat? Ons neem nie met tye waar nie, want die ewigheid is nou in ons. Die koninkryk van die hemel, sê Jesus, is binne in ons. Okay, waar is ons vers Ek wil 15? iets anders te sê vir almal wat seniors is. Okay. Hou op. Hou op om daai nommer op jou verjaarsdagkoek so waar te neem. Raak bietjie de mekaar. As jy die nommer so sien. En dan sien jy hom en jy sien hom nie regtig. Want weet jy wat? Dit maak net dat jy dink, o, jene, weet jy, ek is nou 88. Jy weet, vergeet daarvan. Ja, toe jy nou klein was, toe het hulle nou vir jou 1 kers of so 1 jaar, né? En dan het so aangegaan tot by so, ek dink tot 21 dalk, ek weet nie. Maar later dan raak die koek nou te klein vir al die kersies. Nou, deesdae as ek nou 'n koek kry, is dit 'n groot kers vol. Nee, dis nie waar nie. Okay. Okay, vers 15. En as julle. En as julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Onthou nou, hierdie mense het met die een hand geaanbid en met die ander hand het hulle gesteel en gemoor, en met die hand hou hulle die Here dien en met die hand hou. Okay, en dis hoekom die Here vir hulle hierdie sê. En as julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, want julle hande is vol bloed. Want Jesus het ons ook dan uitgespreek, die oordeel in Matteus 23,
En Matteus 24 het hy vertel van die verwoesting van die tempel en van daai leierskapbedeling van die tempel. En Jesus het gesê, julle mensemoordenaars, julle profete-moordenaars. En Jesus het geweet, hulle gaan hom, hy wie die grootste profeet is, hy wat die vervulling is van die profete, gaan hulle kruisig. So, hulle word hier aangevat, hierdie volk, vir liefdeloosheid, kan julle dit sien? Nou, hierdie hande uitbrei, laat my dink aan die gereedskapkaartjies wat ons het, daders van die hoërskool, van aanbidding en lofprysing, die 7 Hebreëse woorde. In ons Afrikaanse Bybel lees ons altyd loof en prys, loof en prys. Maar as jy gaan kyk na die Hebreëse woorde, sien jy verskillende Hebreëse woorde. Daar is heel wat meer as 7, maar ons het 7 behandel vir julle. En een van hulle, 2 van hierdie wat die hande uitbrei, wat ek nou vinnig wil noem, is die Hebreëse woord yada. Dis beteken verlenging van hande. Nou, almal van julle weet, ons het groot geword in die tradisionele kerk, wat jy jou hande hier voor jou gefrommel het, of die psalmboekie vasgehou het. Almal van julle weet, word so groot. En toe ek nou vir die eerste keer tussen 'n klomp groep mense kom wat nou lewendig loof en prys, en die hande het nie stil gewees, er was geen psalmboekie in die hande nie. Die mense het hulle hande in die lug gegooi, en die hande het so opgehou in die lug. En dit was vir my heeltemal onvanpas, dis onordelik, want jy miskeer vir jy langsaan as die ou begin hier so opgewonde raak en hy begin sy hande in die lug steek. Dink ek nie, ek hou daarvan om die kerk se bank so voor styf vas te hou, want dis vir my godsdienstig gewees, jy weet. En so stil as moontlik te staan as ek sing, of met die psalmboekie. Maar in elk geval, toe het ons 'n wonderlike ontdekking gemaak met hierdie 7 Hebreëse woorde, en ek gaan nou net die 2 noem. Yada beteken, is die Grieks Hebreëse woord waar ons in ons Afrikaanse Bybel staan daar loof, of prys. Dan staan die woordjie yada. Nou ek hou nogal van yada. Nou wat beteken yada? Wanneer hy daar sê, loof en prys yada, dan beteken hy verlengde hande. Nou, ek het my hande altyd so voor my bors gehou, as ek die Here geloof en geprys het. So hoe verleng 'n mens jou hande? Jy het arms gekry. Hallo almal, wie het arms? So as ek my hand wil verleng, dan doen ek dit. Ek steek my arm uit, daar verleng ek nou my hand. Kan julle sien? So yada beteken verleng jou hande, om die Here te loof en te prys. En hoe doen ek dit? En wat hulle daar gedoen het, hulle gooi die hande omhoog. Nou ons het baie psalms wat ons sing, van yada, wat ons in die kerk sing, en dan steek ons ook ons hande so op. So ons het nou wel gewoond geraak om, as ons loof en prys, is ons hele liggaam betrokke, want ons is lief vir die Here, sê amen. Toda is 'n ander Hebreëse woord wat ook sê loof of aanbidding, en dis om die hande net op te bring tot op skouerhoogte. En so jou hande so in 'n bakvorm, so asof jy iets aangee. Nou, selfs voordat ek die Hebreëse woorde geken het, as ons so loof en prys, en ek beteken het so dankbaar gevoel in my binneste, en dan het ek my hande so verleng, want ek ook verlengde hande, maar tot so in die skouers, dan is dit asof ek sê, Here, ek wil vir u alles gee. Sê al, gee. En dan gee jy iets aan. So, dit maak alles. En 'n ander Hebreëse woord natuurlik is barak, om voor die Here neer te kniel. Nou hoe ek hom altyd onthou, ek dink aan my brakkie, wat altyd hier voor my, jy weet, jy sien hoe oulik is 'n hondjie, as hulle jou sien, dan kniel hulle hier voor jou, en hulle is hier op die grond, en hulle lek jou voete, gaan te kere. Nou, dis hoe ek die woordjie barak onthou, want dit beteken om neer te kniel, dis die Hebreëse woord barak, neer te kniel voor die Here. En Nou, in Engels, ja. in Engels is dit bless. Ja. Bless the Lord. Bless the Lord. Ja, Afrikaans is dit seën. Seën die Here. Maar dis 'n woordjie barak. Maar dis die En dit woord beteken, nou ons het gevoel dan loof en prys is so, en veral toe ons die huisgroepe hou, dan raak jy so in die Here in, en jy hoor die stemme van jou boeties en sissies hier om jou, en almal is besig om te loof en te prys, en ons gaan in, en dan ewe skielik ervaar jy, ek wil nou kniel. Dan gaan jy net af, en ons het nie eens geweet van die Hebreëse woord barak nie. So kan julle sien hoe ryk is die ou Hebreëse taal en die Griekse tale, en dat ons moet leer hoe om waarlik die Here te loof en te prys, en tot ons volle reg te kom. Ok, net dit ingooi daar. Partykeer kan 'n mens nou nie meer regtig waar op jou knieë gaan nie. Maar
Julle weet mos wat doen hulle met die koningin van Engeland, toe sy nou nog geleef het, hulle curtsy af. Nee, so, jy maak net so buigingkie, en dit sê ook nog steeds, Dis eerbiedig. dis eerbied. Nou wat hulle hier gedoen het, nou het hulle wel gewoond geraak in die lofprysing met uitgebreide hande en die jaddas en die toedas en so, maar baie het net deur die motions gegaan, maar hulle hart was nie meer met die Here nie. Yes. So nou sê die Here vir hulle dit. Okay, gaan verder. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, want julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle. Neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg. Betuil die verdrukker. Nou, hierdie is vir my nou nogal oulik. Dit staan vir my uit. Betuil die verdrukker. Wat sou julle sê? Waarvan praat hy? Wel, verdrukker is, so ek sê, is mense wat liefdeloos, Ja. wat nie omgee vir ander nie, onbedagsaam, wat Verkeerde denkswyses. ja, pragtig, ek het ook gedink aan denkswyses, want Jesaja 55 sal ons weer uiteindelik by kom, ons kan nou verwys, ons het verlede keer na hom verwys, hy sê, laat die kwaaddoener sy gedagtes verlaat. So hoe raak ons ontslaaf van kwaad doen? Ons moet die kwaad doen gedagtes in ons kop uitkry. En hoe doen jy dit? Jy kry die woord, want hy praat agterna, hy sê, God sy gedagtes is nie ons gedagtes, hoog is vir die hemel is van die aarde, so sy gedagtes van ons. So wat hy eintlik daar sê, bekom die Vader se gedagtes. Dis nou vir ons vandag. Nou hoe doen ons dit? Ons kuier dan nou om die woord. Hierdie woord is Jesus, die woord wat vlees geword het. En as ons die woord kry, dan kry ons die Vader se gedagtes. Wie van julle het gedagtes op die oomblik? Ek hoop nie dis hom se gedagtes nie. Want jou gedagtes wil jy uitspreek. En as jy dit uitspreek, en doen jy dit in sinnetjies en woorde, sê amen. So weet julle wat? God se hemelse gedagte, Jesus sê ek is die hemelse brood. As julle my eet, dan ervaar julle dit. So hoe kry ons dan kwaaddoener gedagtes uit? Ons eet die brood, die ware brood, die lam wat geslag deur vuur gebraai is, en ons kry vuur in ons kop, en dit brand die kaf uit, al die kwaaddoener gedagtes. En as jou kop gevul is met liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, wie Christus is, wat gaan die uitvloei van jou lewe wees? Salomo sê, Spreuke 23 vers 7, soos jy dink, so is jy. Soos jy dink, so is jy. Hondse gedagtes, jy doen hondse gedagtes dinge. Twak gedagtes, jy praat twak, en jy doen twak. Hallo julle. So, pragtig, ja. Ek sien iets meer daarin, as ons net aangaan, dan sê hy, doen reg aan die wees. Kind wat 'n weeskind is, doen reg aan die wees. Verdedig die saak van die weduwee. So ek gaan terug na betuil die verdrukker, en ek sê, oral waar daar ongeregtigheid gebeur, hier loop jy in die straat af, en 3 manne kom en hulle takel iemand wat dalk 'n boemelaar is, en dan betuil jy die verdrukker en jy draai nie jou kop weg na die ander kant toe nie. Jy staan op en jy lê op jou hoeter as jy dan nou nie anders kan nie, en bring die polisie en jy raak betrokke. Jy gee nie 'n blind eye vir mense wat Swaar kry nie, ja. is in swaar kry is nie. En dan praat hy hier van die weduwee, verdedig die saak van die weduwee. Nou, julle weet baie keer as iemand 'n weduwee is, dan sê die wêreld, ons gaan hierdie persoon lekker verneek, want hierdie persoon weet nie veel nie. Nou, hierdie verg vir my nogal 'n bietjie braafheid. Want as jy betrokke raak, net ekie, as jy jou mond oopmaak en jy sien iets wat verkeerd is, en jy praat, dan is jy onderskoot. Ja. Nee, jy raak onderskoot, maar moenie stil bly nie. As jy sien of jy hoor 'n kind word mishandel in die huis agter jou, moenie stil bly nie. Staan op vir die reg van daai kind. Amen. En as jy hoor die buurman langs aan panel beat sy vrou elke
Of partykeer panel B, die vrou, die arme buurman. Partykeer, ja. En dan, ons menslike gedagte is, maar ek wil nie eintlik betrokke raak nie. En so, ek praat nou meer in breë trekke, en so is daar in Suid-Afrika miljoene kinders, wat elke dag doodgemaak word. En oupas en oumas sien daar's iets verkeerd, maar hulle doen niks. Of die bure hoor, hier's nou weer 'n hengse Commotion. maar hulle doen niks. En dan volgende dag dan stop die polisie daar en die ambulans stop daar en dan is so en so oorlede. Want ons het nie opgestaan vir dit wat reg is nie. Beteel die verdrukker. As jy sien iemand steel, sê vir hom, "Ai, jy steel nie weer nie, Ja. want jy vat iemand anders se goed." Ensovoorts, ensovoorts. Dis wat ek daarin sien, want ek is soort van, verskoon tog wat ek so sê, maar ek is eintlik 'n aktivis. 'n Aktiewe vis, ja. Ja. Ja, so baie mense sal sien en sê, nee, ek wil nie betrokke raak nie. Nou, ongelukkig is ek een van die mense, ek raak betrokke. Ja, okay. Maar kyk, Jesus se lewe was 'n absolute betrokkenheid. Yes. Hy het so betrokke geraak, hy het die nuwe bedeling ingebring, Yes. hy het nie homself teruggehou nie, en hy's geweldig vervolg daarvoor, uiteindelik doodgemaak daarvoor. Ja. Die Ongelukkig. disippels, gevul met die Heilige Gees, sien dis waar die aktivering, was toe my vandaan kom. As jy vol is van die Heilige Gees, as jy vroeg in die môre opstaan en jy bid in die Gees, en jy is deel met die woord, en die woord is in jou, dan is jy vol vuur, Amen. en dan is jy reg vir die dag. Nou die apostels vol van die Heilige Gees en die eerste disippels is geweldig vervolg, baie van hulle is doodgemaak. Hulle het nie omgegee daaroor nie, want hulle het geweet wat hulle moes doen. Hulle was, soos pastoor Mimpie sê, aktivisse. Ja. Hulle het opgetree. Ek wil gou vertel van oorlede Helene Watkins. Die van julle onthou vir Helene? Nee, daar's nog baie van julle wat haar nie geken het nie. Helene en Piet was jare en jare in ons kerk. Hulle het saam met ons die kerk begin, saam met Piet en Annetjie. En ons het altyd op 'n Vrydag aand hier so gebid. En dan het ons intersessie gedoen ensovoorts ensovoorts. En Helene ry die aand huis toe. Terug van die bid hier af. Terug van die bid hier af. En hulle het in Illy Boulevard 18 gebly. En hulle het so 'n drywepreel gehad en sy stop onder die drywepreel want sy gaan nou eers uitklim uit haar kar uit en die Bybel vat en ingaan voordat hulle nou die kar bære. En toe sy die kardeur oopmaak en sy's halflyf uit die kar uit, toe staan daar 'n man met 'n mes. En hy dreig haar en sê, ek gaan vir jou doodmaak. Maar Helene is so vol van wat sy gebid het en die salwing en wat. Sy begin nie smeek en soebat en sê, nee, asseblief, moenie my doodmaak Jy nie. weet, sy het ons haar man, hulle het bynaampies vir mekaar gehad. Ja, sy het En hom Gog genoem. Gog genoem, ja. Haar man se naam was Gog. En Seker, kom seker van Gogga af. Ja. My ou Gogga. Ja. En later toe die ga afgegaan, dus het net Gog. Okay, ja. En sy skree toe, Gog! En hy het nie gehoor nie. En toe besef sy, moenie op mense roep nie. En sy sê, in die naam van Jesus, gaan weg! En hy laat val die mes en daar hardloop hy. Beteel die verdrukker. Ek sal graag daai persoon, as jy dalk luister, miskien is hy nog lewendig. Ja. En hy dalk nou hierdie woord wat hy nou luister. As jy luister, kom vertel tog vir ons, hoekom het jy geskrik? Yes. Ek neem aan hy het 'n groot reuse engel gesien skielik. Ja. Ek sal nie weet wat nie, maar kyk nou die krag van om gesag te neem Amen. in die naam van Jesus. En weet jy wel, die Heilige Gees gee vir ons aksie en gesag. Amen. Goed. En dan sê vers 8. 18. 18. O, my Bybel is uitgeskeer, kyk daar. Dis 'n stukkie uitgeskeer. Ons het net vers 8. Okay, is vers 8. Die een van die 8 is uit. Iemand het vreeslik vinnig omgeblaai Ja, met daai Bybel, maar hy is baie oud. Ek dink hy het vreeslik geskrik toe hy hierdie gedeelte lees. Okay. Toe pluk hy 'n stukkie uit die Bybel uit. Goed, kom nou, laat 18. Ja. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken,
dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En nou hier sit, as julle Gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land daar sy praat eet. weer. So hoekom die oplossing? Hier gee vir sy oplossing. As julle gewillig is, ek is so trots op julle almal wat gewillig vanmôre hier is. En luister, wie luister almal mooi? Wat luister ons? Skeuier om die woord. Wie is die woord? Jesus. Hy is die antwoord. Jy sien baie mense dink het Jesus. Ja, dis wonderlik, roep sy naam, maar hy is die woord. Jy kan Jesus sê en niks gaan gebeur nie, maar jy moet die woord Jesus inkry. Sê amen. Sy woorde, jy moet die woorde snap, die woorde verstaan, sy beginsels verstaan, hoe hy dit vir ons verduidelik. So hoe raak ons ontslaaf van twak gedagtes, van verkeerde gedagtes, van gedagtes wat nie wil aksie neem nie. Ons kry die woorde, kry die gospel in. As jy siek is, kry jy pille in, sê amen. Hierdie is die gospel wat jou maak dat jy 'n aktivis word, dat jy die normale word wie God jou beplan het om te wees, dat jy tot jou volle reg kom as sy kind. Goed, as jy gewillig is en luister. Maar as jy weier en wederstrewig is, wederstrewig, met ander woorde, God sê, kom hierdie kant toe, en jy wil streef na daai kant. Nee, Ja, dis veral op 'n wederstrewig. tyd wanneer jy moet kom en dan Ja. God het dit opgestel vir jou, Ja. hy het 'n bediening daar geplaas, hy het 'n prediker daar geplaas wat gesalf is, genooi is, en hy sê kom vat die woord, kom kry die woord, en jy sê nee, ek het beter dinge om te doen, wederstrewig. Almal van ons het maar so 'n bietjie van 'n wederstrewigheid in ons, is dit nie so nie? Kom ons kom oor dit. Kom ons besef een ding, die woord is die antwoord en is die oplossing. Jesus. Pastoor Jan, mans is baie keer meer wederstrewig as vrouens. Is dit? Ja, want as die vrou sê, Ja, maar jy weet as die vrou sê, hoor jy so Engel, ek het vir jou afspraak gemaak vir jou tand by die tandarts. Dan sê die man, gee my nog 'n kansie. die vrou sê, nou vat ek jou dokter toe. Nee, ek sal môre weg wees. Moenie wederstrewig wees nie, luister. Wederstrewig. Luister. Sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Ag, hoe het die getroue vesting 'n prostituut geword? Nou weer eens verwys na Israel. Wat het Israel gedoen? Israel word simbolies is in die verbond met die Here. Verbond beteken huwelik. Simbolies vrou van God. Wat doen sy? Sy hoereer met ander afgode van die ander nasies. Sy is daar om lig te wees vir die nasies, maar sy gaan en sy vat die nasies se flou lig van hulle afgode. Dis soos iemand wat kom en hy sê, pastoor, ek was 'n drinker gewees. En ek weet om met hierdie dronkaards te werk. Pastoor, my bediening is om in die bars te gaan en met die dronk ouens te werk. En ek het so iemand, ek praat nou van iemand, 'n ware iemand. Ja. Ek sê vir hom, nee my boet, ek dink nie jy moet nie, jy weet, dis 'n swak plek by jou. Nee, pastoor, ek is nou vry. Ek gaan nou bar toe en ek gaan met die dronkies werk. Toe kry hy hom een aand liderlik dronk en sy vrou bel en sê die man is nou dit weer oorgegee aan die drank. Kom by hom, sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Hy sê, pastoor, jy moet een ding verstaan. Om met 'n dronk ou te werk, moet jy self ook eers dronk word. En dan verstaan hy jou en jy verstaan hom. Mense, jy het nie nodig om duisternis te word, om 'n duisternis. Kan jy sien hoe kan jy jouself ompraat? Dis 'n vorm van wederstrewigheid. Dis wederstrewigheid. Jy soek 'n verskoning. Hallo mensies. Ja. Wie kry iets? Ja. Nou, hier gaan hulle met die lig wees vir die nasies, maar hulle word die duisternis. Is dit nie swak nie? Nou, kan jy verstaan dat ons hemelse Vader, wat nou in huweliksverbond is met hierdie volk, dat hy gaan kwaad word? Ek meen, gaan jy kwaad word as jou vrou of jou man met iemand anders lol? Wat gaan jy doen? Verstaan jy? Jy gaan hartseer wees, jy gaan kwaad wees. Okay. Jou silwer het skuim geword en jou wyn is
vervals met water. Ja, wat dink julle beteken dit? Die silwer het skuim geword. Nou, oral in die Bybel waar jy die goud kry, praat van God se natuur. Ons het die tabernakel van Moses gedoen, is vol goud en silwer en edelgesteens en pragtige goed. Maar ons moet die simboliek verstaan ook van die metale. Goud is altyd goddelik, beteken God se natuur, daar's geen menslikheid in nie. Soos byvoorbeeld die ark van die verbond, in die mees heiligste plek, was 'n houtkas wat met goud oorgetrek is. Die hout spreek van menslikheid. Die goud spreek van goddelikheid. Soos ons nou beklee in Christus Jesus met goddelikheid. Nou silwer, dan sal ook koper. Nou van die pilare wat die tent van samekoms mee gemaak is, waaroor die seile getrek is om die tent nou toe te maak. Daai pilare wat hom regop gehou het gestaan op silwer voetstukke. Wat silwer praat van verlossingswerk van Jesus. Koper voetstukke was die buitenste heining wat die outercourt of die voorhof toegemaak het, wat ook aan pilare vas was, houtpilare. Was spierwit materiaal gewees, wat omgetrek is oor dit. En daai voetstukke was van koper, praat van oordeel. Nou ons weet nou die oordeel het gekom teen die vyand, teen sonde, en ons is verlos nou. En Jesus self het die oordeel gevat vir ons, en as ons. En want net buite die tent van samekoms was die koper altaar, dis waar die offerdier verbrand was. So, jou silwer het skuim geword, so jou verlossing in die Here, het jy so verloor, dat is nou soms skuim geword. Ja. Julle weet wat skuim. Ek baie sê, persoonlik hou so van daai skuim op die bier. Nee, dis nie van daai skuim wat hy praat. Nee, dis eintlik opdrifsel. As jy opdrifsel. As jy klaar gebad het en die kinders was nou vreeslik vuil en dan tap jy die water uit en daai skuim wat so teen die bad se rand vassit, is eintlik goré. En dis alles jy skorrelgoed was, né? Jy skorrelgoed was en dan maak hy so goré. Ja. Laagie daar so bo die water om, né? Ja, kyk jy moet nou praat met 'n expert skorrelgoed, dis nou ek, né? Kyk, ek ken van. Julle dink ek weet nie van skorrelgoed was nie. Skoonmaak is van Mac. Ja, dan sien nog hierdie advertensies. Ek wil dit ook nou maar koop, want jy is advertensies so baie, jou eentjie. Ja, dat sien ek sien ook nou al, as ek nou daai vuil skorrelgoed streep so sien, daai goré. Dan is dit asof ek nou my verbeel, hier staan 'n ou eentjie nou hier op die was. Is dit so? Oh, sweet. Okay, maar julle silwer, julle verlossing het nou skuim geword. Mense wat luister nou vandag, asseblief tog, moenie hierdie wonderlike verlossing wat Christus vir jou gebring het, hierdie kosbare woord verwerp nie. Yes. Want dit gaan skuim veroorsaak tussen jou ore, en dan word jy 'n skuim. Ag dit kosbaar. Ag jou verlossing kosbaar. Moenie dink dis iets wat net cheap is nie. En dit is nie cheap nie. Christus het sy lewe daarvoor. En jou wyn vervals met water. Ons weet wat wyn doen bring vrolikheid, die Heilige Gees bring vrolikheid. Ons praat nou nie dat jy so dronk word van wyn die hele tyd om vrolik te wees nie. Jy het nie wyn nodig om vrolik te wees nie. Efesiërs 5 sê, word nie dronk van drank of wyn nie, maar word deur die Gees vervul. Nou ons het ervaar al, as ons baie loof en prys en aanbid, as dit asof jy so van 'n dronkenskap ervaar in die Gees. Nou, ek weet een ding hoekom baie mense drink, hulle drink om van hulle sorge te vergeet. Sê amen. Ja, pastor, er is 'n paar doppe in het, jong. Dan wil ek niks meer nie. Ek voel sommer lekker. Ek worry nie meer oor dinge nie. Mense, weet jy wat? Dan daai volgende dag word jy wakker. Jy kop is so seer. So, dan sien jy nog meer worries by. Maar weet jy wat? As jy kan dronk word van die Heilige Gees, in die woord van die Here, lofprysing en aanbidding, en dan word maar net vol van die Here. Dan gaan jy ook vind dat die wyn wat jy drink, die Heilige Gees dit hou jou happy. Ja,
Maar as jy nie dit doen nie, dan gaan dit vervals wees met water. Nou, almal van julle weet, wyn word gemaak van druiwe. Druiwe word stikkend gedruk en die doppe in die goed word weggevat en dan word dit gefermenteer. Nee. So, as jy wyn oopmaak en jy breek die seel, dan is daai wyn dis nie vol kieme nie, stem julle saam, want dit is gefermenteer en dis verouderd. Maar as jy gewone water, kraanwater vat en jy voeg dit by die wyn, dan gaan dit 3 dae wees, dan is daai wyn van jou vrot. Hy gaan suur word. Presies. So, ja, so hou die ware wyn. suiwer woord, die waarheid. Ja, nou, as ek nou kan na die nagmaal toe gaan, hou die wyn, as ons nagmaal gebruik ons die kelkie wyn, om te sê, Jesus se bloed het vir ons sondes betaal. Moenie dit afwater en water by dit gooi, en sê, ag, weet jy, dit is nie nodig, Christus is nie regtig nodig, ek sal sommer my eie lewe skoon hou. Ja, nou, weer baie wonderlik Dan van, gooi jy water by. is dit Levitikus 13, 17, ek noem dit elke keer, ek weet, julle sal moeg om dit te hoor, maar hoor dit maar weer, die siel is verbind aan jou bloed. Siel is denke, gedagtes, gemoed. As ons die woord Jesus Christus aanhoudend invoer in ons siel in, denke, gedagtes, gemoed in, en jou kop raak vol van hierdie woord, hierdie wyn, en dit gaan in jou bloed. Dit raak elke selletjie in jou liggaam. Yes, amen. Wie van julle stem saam, ons is genees deur Jesus wonde. Amen. Hy bring vir ons gesondheid. Hy is die woord wat vir ons genesing bring. Het jy hom gekry? 17:11. Levitikus 17 vers 11. Siel is verbind aan die bloed. Jou gedagtes, denke, is verbind aan jou bloed. Hoe meer Jesus jy inkry deur die woord, hoe meer dink jy daaroor, hoe meer beland dit in jou bloed. Jou brein is soos 'n klier, die vermoë om stowwe af te skei in jou bloed, wat jou bloed affekteer. En jou bloed gaan na elke selletjie in jou liggaam. Geen wonder as 'n mens so met die woord kuier, dan begin jou liggaam naderhand dans. Jy wil net dans en jy wil loof en jy wil prys, want die bloed affekteer die woord. So baie mense sê pleit die bloed, hulle weet nie wat dit beteken nie. Ek sê, kry die woord in, as jou kop vol is van die woord, is jou bloed vol van die woord, wie Jesus is, en hy is genesing. Sê amen. Ons praat 'n bietjie daaroor. Pleit die bloed. Jy moet smeek vir die bloed. Dit was gratis. Ekskuus? Dit was verniet geweest. Dit was verniet gewees. En hoe kry jy dit in? Hoe word jy geaffekteer die bloed? Dis waarom ons kuier om die woord. Dis waarom jy gereeld moet kuier om die woord. Dis waarom jy hierdie lesse moet oor en oor luister as jy nie self lesse kan maak nie. Later kan jy self maak. Lees die woord, kuier in die woord, voed jouself met woorde van geloof, kry jou kop vol daarvan. Veral as jy begin nonsens praat, dan weet jy is nou by die skuim. Jy het die silwer nou verloor. Yes, die verlossing. jy's nou by die skuim. En as iemand in jou huis toe begin nonsens praat en sê, hey, kom sit hier, so kom, ek sit pastoor Jan se woord en pastoor Mimpie se woord op jou wat ons nou geluister het. Luister dit. Kry gospels in. Kry woord in jou kop sodat dit in jou bloed kan beland, sodat jou liggaam gesond kan wees. Hallo mense. Jy sien, daar's vir my 'n verskuiwing van siening, denkswyse van iemand wat pleit en iemand wat decree. Iemand wat? Decree. Wat beteken decree? As jy pleit, dan sê jy, ag asseblief tog, help my net. Die persoon wat proclaim sê, dankie Here, dit is gedoen, ek vat dit in Jesus. Ek neem die woord aan, naam. ek vat die woord, So- ek koester die woord, ek so- eet die woord. So dit is 'n ander verhoog waarop die persoon staan. Hierdie persoon staan op hierdie verhoog en hy pleit. Hierdie persoon staan op daai verhoog en hy sê, Verklaar. ek het dit.
verklaarings. Kan julle sien, dit is 'n ongelyk storie en dit kom in by ongeloof. Om te pleit beteken, jy glo dit nie regtig nie. Nou moet jy pleit. Nou, wie van julle sal my saamstem, die woord het die energie in, die vuur in, die krag in, Jesus die woord. Wanneer jy dit in jou kop inplaas, tussen jou ander gedagtes invleg, sal daai gedagtes van Christus, het die krag, het die vuur, om al die nonsens gedagtes uit jou kop uit te brand. Stem julle saam? Baie mense probeer die gedagtes verwyder. Beklei met die gedagtes. Nee, laat hulle gaan soos wolke wat wegdryf. Kry net woord in. Woord. Die woord sal jou gesond maak. Die woord sal jou kop gesond maak. En wanneer jou mond oopgaan, dan verklaar jy die woord. Want Romeine 10 sê, met die mond bely jy tot oorwinning, tot redding, tot genesing. Amen. Efesiërs sê, ons sit saam met hom in hemelse plekke. Reeds, klaar. Ons sit saam met hom, daar's 'n lied, in hemelse plekke. Jy sit nie op die as-lorry se bumper nie. Jy sit saam met Jesus in hemelse plekke. Dat was my dink aan daai ou liedjie toe ons kinders was, ons het dit so geluister oor en oor. Die ou lappop op die ashoop. O ja. Hoe gaan hy in die vrot pampoen en die stukkende skoen? Nou, ons moet uit daai gedagtes begin uitkom nou. Ja. So, ek wil hê julle moet tog aandag gee aan dit wat ek sê, want dit is ontsettend belangrik. Wat is jou posisie waaruit jy bid? Bid jy uit 'n posisie uit van Christus het dit nie regtig gedoen nie, of bid jy uit 'n posisie uit hy het dit gedoen? Klaar gebeur. Laat gebeur. Amen. En wanneer jy klaar gebeur in jou kop begin kry, en jy vul daarmee, en jy is so bewus van sy voltooide werk vir jou, as jou in die 3 dae kruisoperasie, en jy besef dat die ou mens van sonde is tot niet gemaak, kruis of dood begrawe, en jy het nou saam met hom lewendig geword, opgestaan en sit. Dis hierdie woordkrag wat nou in jou kop ingaan, op lewendig word, opstaan, sit. Sit is rus in sy reeds voltooide werk. Mense, Wat sal jy doen? Wat sal jy doen as jy nou vir jou kind 'n lieflike hamburger gemaak het met chips en alles by en jy sit dit daar voor die kind neer en die kind val voor jou neer en hy gaan op sy knieë en sê asseblief mommy, ek is so honger. Kan ek asseblief kosies kry? en sê, hey man, kom wakker, vreet. En die ma sê maar hier, ek het dit gemaak en hy sê asseblief mommy, moet my nie slaan nie. Gee net asseblief my ietsie om te eet. Is dit nie? So baie mense se gebed klink so, nee. Dis banaal, want dis klaar gedoen. Hier is dit voor jou, eet dit net. Ontvang dit met danksegging, neem dit in en sê dankie ma, of dankie pa, of dankie vader. Amen. Vers 23. Vers 23. Lyk my vandag kan ek in my mond hou. Nee. Niemand is reg. Jou vorste is opstandelinge en metgeselle van diewe. Klink amper soos ons regering. Ek wou nou net sê, jou ministers is opstandelinge. En metgeselle van terroriste. Elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en hulle hou van BEE belonings. Van wat? Nie worry nie. Nee, jy moet dit verduidelik, want nou gaan ons almal wonder daaroor. Nee, Wat is nee, BBB? nee, nee. Is politieke. Is politieke taal. Okay, ek is nie juist in dit in nie. Okay. Ja. Equity, empowerment, yes. Okay. Aan die wees doen hulle geen reg nie. My soul mense, weet julle toe coronavirus uitbreek, het hulle miljoene rande geskenk vir hierdie regering. En dit het nooit by die mense uitgekom wat dit nodig gehad het. Aan die wees doen hulle geen reg nie, en die saak van die weduwees kom nie voor hulle nie. Kyk, weduwee en wees is altyd Yes. die mense. So, ons kan baie hier nou inplaas.
Dit kan die opskurre wees, weduwees en wees, maar dit kan baie mense insluit. Dit kan ou mense insluit. Oh yes. Dit kan boemelaars insluit, want sê, ja, maar boemelaar, Swak. hulle moet werk. Mense, weet jy, mense raak baie keer boemelaars, omdat hulle koppe so geraas het en so siek geword het, dat hulle daar beland het. Yes. Hulle weet nie om daar uit te kom nie, maar hulle het iemand soos jy en ek nodig, vol van Jesus, om hulle daar uit te help. So bring die goeie boodskap vir hulle en help hulle, Yes. en bring hulle, ek meen, kan hulle gesond maak. Daarom spreek die Here van die leerskare, die magtige van Israel, o wee, ek sal vir my voldoening verskaf van my teestanders en my wreek op my vyande. En ek sal my hand teen jou uitstrek en jou skuim soos met loog uitsuiwer en al jou looddele. Nou daai looddele is Wegneem. gifstowwe wegneem. En het dit gebeur? Ja. Hier praat hy weer en verwys weer. Onthou nou, as ons die Bybel so lees in die Ou Testament, sien oral Jesus. As ek dit so sien, dan sien ek, ja, hy praat hier van Jesus. En nou kan ons terugkyk, wat 'n voorreg. Jesaja kyk vorentoe. Ons lees Jesaja, raak opgewonde saam met hom, en ons kyk terug. Yes. En ons sien 2000 jaar gelede het alles klaar gebeur, is 'n vervulling gegaan, en nou kan ons op en afspring en juig. En weet jy wat, weer eens, as jy baie woord in kry, sal al die gifstowwe, al die lood en die metaal, dit kan swaar kry ook wees, sal verwyder word. Sê amen. Hoekom kry mense swaar? Bring dit baie keer oor jouself. Nee, baie keer is dit iets wat net gebeur het, dit is nie jou skuld nie. Maar baie keer bring ons dit oor onsself. Want weet jy wat, as jou kop vol twak is en nonsens is, en jy's nie vol van die vrugte van die Gees nie, en jy is onvriendelik, en jy is dik en ongeskik, en jy's nors, en jy gaan byvoorbeeld, jy probeer iets verkoop, met so 'n gesindheid, gaan iemand by jou koop. Ek meen, by wie koop jy graag? By vriendelike mense, sê amen. So wanneer jy vol van die woord is, en jy kom tot jou volle reg as sy kind, van liefde, blydskap, vrede en vriendelikheid, en geduld, en al daai mooi dinge, dan maak jy vriende baie maklik. En dan sal net goedheid begin so volg. Ok, kom ons gaan aan. En ek sal jou weer regters gee. Ek sal jou weer regters gee. Kan ek teruggaan na vers 25 toe? Wie van julle het al seep gekook? Wie van julle weet van seep kook? Ja, jy kook daai groot pot, nee, met al daai vet en allerhande. Seepsoda, weet my pa altyd. Ja, Seepsoda, en dan, ja. jy kook en hy kook en dan maak hy skuim, nee. En dan as hy nou deurgaar gekook is, dan vat jy caustic soda met 'n bietjie water en jy meng dit. Dan gooi jy dit daarin. Dan skei die onsuiverhede gaan sit onder en die wit boerseep sit bo. Ok. Dit Dis oulik, klink so nee. gevaarlik, ek wonder of ek ooit weer seep moet gebruik. En ek sal jou weer regters gee soos vroeër en raadsmanne soos in die begin. Daarna sal jy 'n stad van geregtigheid, 'n getroue vesting genoem word. Pragtig, weer eens geregtigheid, Yes. kan julle altyd skryf, Galasiërs 5:22, vrugte van die Gees. En dit is wat Jesus vir ons kom doen het, en hy het ons nou krag gegee met sy woord, om tot ons volle reg te kom, dat ons hierdie geregtigheidsmense kan wees. Sion sal deur strafgerig verlos word, en die van hom wat terugkeer deur Die geregtigheid. pragtige geregtigheid. Mense, geregtigheid is wie ons nou is. Stem julle saam? Nie uit onsself uit nie, uit krag deur hom verleen. En ons kom tot ons volle reg, geskape na sy beeld en gelykenis, en ons tree nou op as sy kinders van geregtigheid, van liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduld, getrouheid, goedheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En wanneer ons so optree met die krag hiervan, man, jou pad oop. Hallo jy. Jy maak oral vriende. Jy bring eenheid. Jy bring samewerking. Hallo, dit is sukses. Kom nou. Nie nodig om nors te wees nie. Nie nodig om in jouself ingekeerd te wees nie. Jy kan 'n aktivis raak, jy kan 'n aktiewe vis raak soos Pastoor Mempi. Yes. Sê amen. En wat maak ons aktief? Om uit te reik. Ons reik uit met blydskap, vrede, Yes, amen. en ons bring eenheid vir die mense. Goed. Maar daar sal verbreeking wees van die oortreders en die sondaars almal saam.
En die wat die Here verlaat, sal omkom. Wie stem saam? As ons saam met die Here is, lewe ons, want hy is lewe. Hy is liefde, hy is lig. As jy hom verlaat, hoe dom kan 'n mens wees? Hoe dom kan 'n ou wees om die bron waaruit jy ontstaan het te verlaat? Dis net mense wat nie ingelig is nie. Hallo, ek is so bly ons kan almal inlig vir 'n beter lewe in Christus. Nou, vers 29 wil ek net gou vir julle so 'n bietjie agtergrond gee. In hierdie dae het die mense bome aanbid ook. Hoor, hulle het sekere bome het hulle aanbid. En hulle het ook bome gebruik waaronder hulle offers gebring het aan afgode. So, dit was vir die Here 'n gruwel in sy oë. Dan, dis hoekom hy sê, want hulle sal in die skande kom, weens die terpentynbome waar julle behaag in het. Nou hierdie bome is gebruik vir, soos ek gesê het, vir dit wat nie moes gebeur het nie. En julle sal rooi van skaamte word, oor die tuine wat julle verkies het. So daar was spesifieke plekke waar hulle afgode aanbid het, tuine wat spesifiek so saamgestel was, waar daar klippe is en tuine en beelde en goed. Nou, wat wonderlik is, die tabernakel van Moses, wat vir ons die grondplanne is van die Here, van sy ware tempel, en wie ons nou vandag is, was eintlik 'n tuin. Ons wil nog daai studie met julle doen, om te sien van die simboliek binne in die ark van die verbond, die meubelment wat daar gebruik is, soos byvoorbeeld die goue kandelaar, ek dink was die amandelboom, en die tafel met die toonbrode, die brode kom uit tuinprodukte uit, en dan praat ons nie van al die speserye, wat ingewerk is vir die, of bymekaar gesit is, vir die reukofferaltaar nie, speserye. Amen. Pastor Mimpie het 'n hele paar speserye in ons tuin geplant, van noem vir my een van hulle, wat so lekker ruik. Lavendel, wat? Lavender en roosmaryn. Ja, dis, jy vryf hom ons so. Maar dit is interessant, soos die druiwe wat ons net gepars moes word, so moes Jesus gepars word, sodat ons sy voordele kon kry. So moet jy die druiwe pars om die wyn, so moet jy die lavendel of die lavender blaartjies stukken vryf, en dan kry jy daai lieflike reuk. Ek hou veral van die Timmy. Kruisement. Ja, ek het kruisement ook. Daai ja. wat hy is mos soos jy die blaartjies sien. My blaartjie my is verbreek. Ek voel eintlik jammer, né? Jesus is gebreek vir ons gewees, sodat ons nou kan heel wees. Sê amen, en al hierdie voordele kan geniet wat ons nou geniet. Amen. Want julle sal wees soos 'n terpentynboom waarvan die blare verdof. Onthou nou, hy praat nie hier met jou nie, hoor, hy praat van die mense wat die afgode aanbid. En soos 'n Hy praat van mense weg van God af, weg van die woord af. Yes. Maar wanneer jy die woord vat en jy koester dit en jy luister dit, hierdie woord wat jy hoor, hier's mense wat nou terugkom na ons toe en sê, pastoor, hou aan hierdie woord uitstuur asseblief. Ek luister dit oor en oor en oor. En hoe meer ek dit luister, hoe meer heilsaamheid ervaar ek. Want die woord bring vir ons heilsaamheid en genesing. Goed. En soos 'n tuin wat geen water het nie, en die sterke word tot vlas, en sy werk tot 'n vonk, en hulle sal albei tesame brand, sonder dat iemand dit uitblus. En ons dink hier dadelik, en ons sluit daarmee af, na die groot brand, 70 na Christus, Jesus het dit voorspel, dit was die vervulling, die profete het dit voorspel, Jesus het dit net bevestig, waar die ou tempelbediening, die ou boom afgekap is, van kennis van goed en kwaad, en die boom van lewe in sy plek gestel is, wat ons nou het, die woord van die Here. En hierdie wat ons nou inkry hier, die woord, is Jesus, die boom van die lewe. En hoe meer jy daarvan inkry, hoe meer raak jy ook daai boom van die lewe, en lig, en liefde vir die mense in jou lewe. Dankie, Pastor Miep, is daar iets wat jy wou sê? Nee, ek is klaar, dankie. Kan jy vir ons afsluit? Vader, baie dankie vir die woord. Dankie, Here, dat die woord gaan diep in ons gees in, Vader. Ek dankie, Here, dat ons eet maar net. En ons weet, Here, dat soos wat ons die woord eet, kry ons al die vitamine in wat ons nodig het, Vader. Want U voed ons siel met die lewende brood, U seun Jesus Christus. Amen. Amen.